Môre julle, baie welkom by Crosstalk waar ons voor die kruis gaan staan, elke dag. Vrydagoggende prepare ek jou hart vir dit wat die Here in hierdie naweek in jou lewe gaan doen. Ek lees in Psalm 46 vers 11, daar staan, bedaar en erken dat ek God is. Ou vertaling sê, wees stil en weet, ek is God. Nou hierdie Hebreëse woord vir wees stil is interessant, is die woord rapa. Nou, rapa beteken nie om stil te sit of om op te hou om te praat, nie. Dit beteken nie om 'n innerlike kalmte te vind nie. Rapa beteken letterlik om te los, om jou hande te laat sak, om te laat gaan, om neer te sit waaraan jy so krampagtig vashou, om op te hou om alles in die lig te probeer hou, om op te hou om soos 'n bokser jou hande regop te hou, reg te wees om te beklei, laat sak jou hande. 'n meer letterlike vertaling sou gewees het, laat los en weet dat ek God is. Hierdie vers is nie 'n uitnodiging om stil te word, om ergens te gaan sit op 'n klip nie. Dis 'n opdrag om te los. Kyk na die konteks. Psalm 46 is nie 'n rustige psalm nie. Dit beskryf hoe die aarde meegee, hoe die berge en die see stort, hoe nasies in oproer is en koninkryke wankel, hoe die lewe de mekaar is. En dan die stem wat sê, wees stil, praat in hierdie chaos, nie uit 'n situasie van stilte en kalmte as alles nou bedaar en dan kom hierdie stem nie. Wanneer die aarde onder jou pad gee, is die opdrag nie, vind vrede nie. Die opdrag is, laat los. Hou op om vas te klou aan dit wat jy in elk geval nie kan vashou nie. Hou op om te probeer beheer wat reeds buite jou beheer is. Laat vaar dit waaraan jy met wit knekels vasklou. En juis in daardie loslaat sal jy ontdek wie God is. Maar jy ontdek dit eers as jy dit doen, nie voor dit nie. So, ons moenie wag tot alles kalm en stil in ons lewe is en dan dink ons gaan nou stil sit en stil word en wag vir God om in kalmte rustigheid met ons te praat nie. Los jou greep. Hou om 'n klomp goed in jou eie krag in die lig te probeer. En jy gaan ontdek hoe die Here die heeltyd reeds en klaar alles vashou. Drop your arms. Laat los. Mooi nou.